Goeiedag en baie welkom by die kerk. Baie welkom ook vir SA Gemeente Louwton wat by hierdie oordenking inskakel. Nou ek het onlangs 'n gedig teëgekom wat my baie diep geraak het. Hierdie gedig is geskryf deur 'n Joodse gevangene van 'n konsentrasiekamp, 'n nazi-konsentrasiekamp in Cologne in Frankryk. En hierdie gedig is teëgekom deur een van die geallieerde magte wat gehelp het om die Jode uit die mag van die nazi's te bevry in hierdie konsentrasiekamp. Die gedig was gegrafeer in een van die mure en ek wil graag net 'n klein gedeelte van hierdie gedig met jou deel. Die gedig klink so: Ek glo in die son, al skyn die son nie op hierdie oomblik nie. Ek glo in liefde, al is daar niemand om lief te hê nie. En ek glo in die Here, al is die Here op hierdie oomblik stil. Nou soos ek sê, dit is 'n gedig wat my baie diep geraak het. Hoekom? Want ons lewe in 'n baie vreesaanjaende tyd. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie mense is wat die verlies van 'n geliefde moet verwerk, oor moet rou. Daar is talle mense wat bekommerd is oor ander geliefdes wat siek is. Daar is ander mense wat vrees oor 'n onbekende toekoms en nie weet wat môre of oormôre gaan bring nie. En in die midde hiervan dink ek dit is absoluut menslik om te vra, is genoeg nie bietjie genoeg nie? Wat gaan nou volgende gebeur? Hoor die Here nog ons gebede? In die midde van hierdie warboel van emosies en van rou en van trauma, kom die psalmdigter na ons toe in Psalm 130 en roep na die Here toe uit vanuit die diepte. En hierdie diepte kan enigiets wees. Dit kan die rou en die trauma wees van een of ander verlies. Dit kan angs wees oor die hede en die onbekendheid van die hede, of dit kan vrees wees vir die toekoms. Wat ook al hierdie dieptes is, dit is 'n stille diepte waaruit hierdie psalmdigter na die Here toe roep. Maar dan gaan die psalmdigter nog 'n stapie verder en sê in vers 6, ek wag op die Here soos beter as wat wagters wag op die môre. En wat die psalmdigter eintlik hier sê is om sy vertroue of haar vertroue te vergelyk met wagters wat in die nag wakker bly en weet dat daar een konstante is, dat die môre gaan kom, dat die son weer gaan skyn. Hulle wag geduldig en met vertroue, want hulle weet die son gaan een of ander tyd sy kop oor die horison uitsteek. Mag ek en jy in die midde van ons stille dieptes, wat ook al daardie stille dieptes vir jou op hierdie stadium is, mag ons so vertrou soos wat die psalmdigter vertrou het, soveel so, dat ons ook soos die Jode in die konsentrasiekamp in Cologne kan sê, ek glo in die son, al skyn die son nie op hierdie oomblik nie. Ek glo in liefde, al is daar niemand om lief te hê nie. En ek glo in die Here, al is die Here op hierdie oomblik stil. Ek wil vir jou vra dat jy in hierdie dag, in hierdie week, in hierdie tyd wat voorlê, sal bid vir daardie mense wat jy weet dit so absoluut nodig het. En ek wil graag vir jou laat vandag met 'n gebed. Hemelvader, baie dankie dat ons soos wagters kan wees in die nag en met volle vertroue en met geduld kan wag op die môre en kan weet, die son sal sy kop oor die horison uitsteek. Vader, dankie dat U so 'n konstante in ons lewe is. En dankie Vader dat ons vrese, ons trauma, ons angs aan U kan toevertrou, dat ons stille dieptes by U voete kan neerlê. Ons vra dat U vandag en elke ander dag by ons sal wees deur U Gees, soos U dit beloof. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.